Goeiedag en welkom by hierdie oordenking. So 'n paar dagies na Paasfees groet ons mekaar steeds. Die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Lees saam met my uit Matteus 28 vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien." Daardie oggend het die vrouens, die disippels, al Jesus se mense 'n prentjie gehad van hoe hulle gedink het hulle dag sou wees. Dalk het hulle nie kans gesien nie. Dalk was die hartseer oorweldigend. Maar hulle het opgestaan en die dag aangepak. Ten minste op 'n manier gereed om sy graf te besoek, miskien die gebruike tydens die rousmartproses te volg en daar te wees vir mekaar. Daarna sou hulle moes heroorweeg hoe hulle lewe nou lyk. Watter werk gaan die disippels nou doen? Hoe gaan hulle herintegreer in die gemeenskap in? Wie is nou teen hulle? Watter vervolging lê voor en hoe gaan hulle dit hanteer? En dan, wat maak hulle met alles wat hulle beleef en geleer het, as daar nou geen plek is om dit uit te leef nie? Wat is die nalatenskap van 'n Messias wat verslaan is? Dit is van die dinge waaroor hulle sekerlik gedink het en waarmee hulle sekerlik besig was. Dit was dalk die voorbereiding wat voor hulle gelê het. As ek die gebeure so lees en my indink dit was ek, dan ja, my kop sou begin hardloop het. Ek moet gereed maak en gereed wees vir wat kom. Ek moet verdedig en beheer en beplan om op 'n manier my lewe in orde te kry of te herbou. Maar hulle was glad nie gereed vir wat eintlik daardie dag gebeur het nie. Nie een van hulle dink 'n realiteit in waar engele hulle besoek en Jesus self aan hulle verskyn nie. Dieselfde mens, maar anders, verheerlik. Uit ons oogpunt af lyk dit so voor die hand liggend dat Jesus mos altyd moes opstaan. Om beheer in jou eie hande in te neem of weg te sink in jou swaar kry in die ure voor die opstanding is waansinnig en onnodig. Maar behalwe vir die groot waarskynlikheid dat ons net soos die disippels en die vroue nie sou verwag het wat daai Sondagoggend gebeur het nie, tree ons steeds op, dikwels, asof Jesus dalk nie gaan opdaag nie. Dalk gaan sy opstandingskrag nie genoeg wees nie. Dalk gaan hy te laat ingryp. En weet jy, dalk gaan die nuwe lewe wat hy bring te veel vra, te veel ontwrig. Of my vat na plekke waar ek nie kan sien of insien dat ek daar sal kan funksioneer nie. Dalk vra dit my om te vertrou meer as wat ek graag wil waag, soos Thomas. Dalk vra dit my om goeders te laat gaan of dinge te verwerk, soos Petrus. Dalk vra dit my om op te kyk uit my lyding, soos Maria. Dalk vra dit my om te laat gaan van hoe dinge was en te vertrou dat hoe dit nou gaan en kan wees genoeg is, goed is, dalk selfs beter is. Soms is vrees en hartseer meer bekend as hoop en vertroue. Soms is bitterheid en woede in ons oë skild wat verdedig eerder as 'n muur wat versper. Maar wat as ons luister na die engele wat kom sê, kom nader, kom kyk maar. Hoe lyk jou lewe
met Jesus in dit. Want hy het opgestaan. Janet Morley skryf 'n gedig. Die gedig se naam is Roll Back the Stone. When we are all despairing, when the world is full of grief, when we see no way ahead and hope has gone away, roll back the stone. Although we fear change, although we are not ready, although we'd rather weep and run away, roll back the stone. Because we're coming with a woman, because we hope where hope is vain, because you call us from the grave and show the way. Roll back the stone. Selfs al is ons nie gereed nie en bang vir verandering, selfs al wil ons eerder weghardloop, selfs al is dit swaar om te laat gaan en oor te gee, hardloop ons saam na waar Jesus ons vooruit gaan. Want ons wil sien hoe Jesus ons ontmoet in ons lewe, as ons vriend en Messias wat opgestaan het, gewen het, nuwe ondenkbare moontlikhede ontgin het. Hy daag op, hy is hier, hy lewe. Die klip is weggerol, die graf is leeg. Hy lewe. Kom ons bid saam. Jesus, die opstanding is wonderlike nuus. Dit bring soveel vreugde en verligting. Tog is ons nie altyd gereed vir hoe U ons nooi om hierdie lewe te leef nie. Baie verskillende dinge verstrengel ons so maklik. Help ons. Help ons om te sien hoe U die klip weggerol het en te vertrou hoe die lewe saam met U is. Gee ons die moed om oor te gee, die kwesbaarheid om te erken ons kan nie self nie, en die hoop om te sien dat hierdie lewe eintlik lewe is. Heilige Gees, kom oortuig ons harte en maak wakker in ons die passie en ywer vir hierdie lewe saam met Jesus. Amen.